As ons omtrent almal kan ons maar begin, seker. Kom ons maak ons oë saam toe. Hemelse Vader, ons moet vandag totsiens sê, afskeid neem. En ons is nie baie gemaklik daarmee nie. Dis nie vir ons lekker om totsiens te sê nie. Daar's emosies wat ons nie heeltemal mee lekker kan plaas nie. En ja, ons vra dat U by ons sal wees. Ons vra dat U asseblief ons sal dra in hierdie tyd, dat ons net kan rustig totsiens sê vir 'n dame wat so intens by elkeen van ons se lewens betrokke was. Ons aangeraak het op verskeie vlakke. Dankie vir haar lewe en dankie vir haar nalatenskap, Here. Amen. So een of twee praktiese reëlings, dis 'n roudiens, 'n verrassingsdiens. So ons gaan rustig hierso die diens hê en dan gaan ons as die laaste song, ek gaan hom maar weer 'n keer later speel, gespeel word. Ek gaan hom eers speel en dan gaan ons hom die seën uitspreek en dan weer 'n keer. Dan is die geleentheid om hier voor die rose te kom indruk, 'n bouquet, wat is 'n bouquet in Afrikaans? Die bouquet te maak en dan dacht sommer net om as wat baie keer gebeur by 'n roudiens, 'n verrassingsdiens is, ek het nou 'n begrafnis gehad en toe die kus sak, kry mense 'n soort van 'n closure wat daar gebeur, wat 'n mens nie altyd by 'n roudiens kry nie. So hierso is nou 'n geleentheid om so 'n bietjie closure te kry en totsiens te sê, finaal totsiens te sê. Vir die mense op Facebook Live, baie welkom aan julle. Julle is baie welkom. Die musiek is gemute op Facebook Live. Ons vra verskoning daarvoor, maar daar's kopiereg en ons kan dit nou nie omseil nie, anders gooi hulle ons af. So, maar julle is so welkom om die res van die geleentheid ook saam met ons te kan celebrate. Die laaste reëling, as ons klaar is hier binnekant, is jy welkom om buite te beweeg. Die dames is besig om dit reg te maak daar buitekant in die foyer, om soms 'n bietjie saam te kuier as familie en vriende. Ek dink ons het mekaar nodig, nee. Ek dink baie keer dink ons kan die goeders op ons eie sommer handle. Daar's net twee geleenthede wat mense regtig waar weer familie en vriende so almal met mekaar kry. Een is troues en my laaste ene gaan nou iewers in die volgende jare wat trou. So ek weet dis 'n duur storie om mense te nooi. Jy nooi maar so min as moontlik mense na die troue toe. Isani, julle sal nou weet. Maar begrafnis is 'n ander plek. So gebruik jy geleentheid om sommer so oor 'n koppie tee of koffie net sommer saam te kuier en weet telefoonnommers uit te ruil en e-mailadresse en net weer betrokke te wees by mekaar. Ek dink ons is gewire om by mekaar betrokke te wees. Ons is nie gebou om loners te wees nie. En hierdie gesin hiervoor het julle ondersteuning baie nodig. Moenie nou na vandag minder WhatsApps stuur nie, stalk hulle maar, dis reg. Hou aan om vir hulle kos aan te dra en te hoor hoe gaan dit met hulle. Dis nodig om net by mekaar sommer net betrokke te wees. Ek gaan nou so reël dat ek eers vir ons 'n video inset sal speel oor Susan se lewe. Formidable vrou. Ek het probeer dink hoe lank sy by ons in die gemeente is. Ek kan nie 5 jaar, is dit langer as dit? Dis kan dit bietjie korter as dit, maar fenomenaal by ons. Dit was Bybelstudie groep ingeskakel Woensdae oggende en regtig haar skerp intellek en haar sagte aanslag tot die lewe is net so. Ek het vir Ben aandag gesê, sy was 'n regte dame gewees, 'n regte properse dame gewees. Ek haal my hoed af vir haar en ek dink sy het 'n ongelooflike nalatenskap vir julle ook wat sy vir julle gee. So kom ons sit sommer rustig en luister en daarna gaan ek die persone vra om die prater te praat. Riekie gaan by jou begin en dan oom Nico, daarso Nico, en dan gaan ek vir Ben geleentheid gee.
Susan. So ek is baie stadiger as wat sy was. Ek moet oor met hierdie invat. Okay, dankie. Het is so wonderlik om almal hier so te sien en so wonderlik om die liefde te deel wat 'n mens vir mekaar het. Ek wil net 'n paar woorde sê. Ek en Susan, ons was baie goeie vriendinne, maar ons was ook kollegas. En wil ek vir julle sê, niemand kon haar kennis en haar insette in die lewe genoeg ag nie. Omdat sy so nederig was en nooit ooit het jy agtergekom wat sy alles weet nie en hoeveel sy vermag het in die lewe nie. En ek wil vandag regtig vir hulde vir al die kinders wat sy deur haar loopbaan so baie voorbeteken het. Sy het loopbaan rigting gegee in die skole en ek onthou so goed, daar was een seun van 'n bekende man, maar die seun het baie sleg gedoen in die skool. Hy was 'n rebel en hy het swak gedoen. En Susan het hom onder hande gehad en vandag is hy 'n bekwame mediese dokter. En so kan ek vir julle baie vertel hoe sy kinders uit die dieptes gehelp het. En verder haar navorsing wat sy gedoen het. Sy gaan kuier 2 of 3 jaar gelede by Estie. Nee, sy is nou besig om die laaste kursus te voltooi. Sy was hierdie ewige student. En omdat sy so baie geweet het, het sy seker stil gebly, maar niemand het geweet nie. Susan het haar ook nie laat betrek by redenasies nie. Sy het nooit, as sy van iemand verskil het, het sy stil gebly. Want wat sy geweet het, het sy geweet. En sy was hierdie voorbeeld vir ons, regtig om 'n Christusbeeld op die aarde te hê. Ek dink Susan het 'n vyand gehad, nie nooit. Sy het ook nie toegelaat dat iemand haar vyand wees. En sy het altyd van die mense wat daar so bietjie getarra het, of waarmee sy nie altyd saamgestem het nie, en sy altyd die kadette genoem. So julle moet weet, as jy 'n kadet was by Susan, dan was jy nie hoog op die ranglys nie, maar sy was altyd oordentlik. Nou vertel hierdie familie van my, wat ook die Leroux is, staaltjies van Susan, maar ek onthou net een staaltjie waar iewers aan berg klim het, en dis net nadat sy 'n afrondingskursus geloop het. Ek dink as jy weet, vertel dit Nico toe het sy met haar hoogskoene die berg geklim, want jy moet afgerond wees. So, sy het 'n geweldige spynsin vir humor gehad, baie feit, en sy het mense gelees. Ag, dit is my baie swaar dat sy weg is, maar ek gun vir haar dit waar sy is, want sy het op aarde klaar 'n plek daar verspreek. Wonderlike mens. En ek bring veel hulde, en ek bring al die eer aan die Hemelse Vader, wat haar vir ons geleen het. En ek weet waar sy is, en ek weet hoe gelukkig is sy. Ek seën julle almal, en ek spreek regtig vertroosting uit vir julle, maar ook vreugde in julle hart om te weet waar sy is. Is dit nie wonderlik nie, om te weet? Goed, baie dankie. Ja, is dit die kamera hierdie? My naam is Nico en ek is Susan se tweede broer. My oudste boetie is ook oorlede al en toe het Susan gekom en ek het nog 'n broer, Paul, waar is jy? Daar is hy, die rots van ons familie. So, ek moet papiere hê as ek met julle praat. Ek is nou op daai ouderdom. As ek nie papiere het nie, gaan ons oor wonderlike goed praat vandag, maar ek gaan nooit by die punt uitkom nie. So, vergewe my maar as ek 'n bietjie aan die lees raak.
Ek dink gewoonlik is daar nie by 'n begrafnis eregaste nie. Maar ek wil vandag 2 eregaste aan julle voorstel wat Susan se hele lewe was. En dit is ou Ben en Estie. So ongelukkig kan Estie nie by ons wees nie, sy is in Duitsland. En gelukkig is Ben nie by ons. Hy werk in die Kongo. So dankie dat jy jou draai gemaak het om hier uit te kom, ou Ben. Maar julle 2, jy weet, jy sal dit nou nie glo nie, maar ek en Paul onthou dit baie goed. En Corine, wat toe al deel was van ons familie, dis my vrou. En toe hierdie tweeling in ons lewe ingekom het hulle ons wêreld vol gemaak. Dit was die pragtigste, wonderlikste oomblik om skielik 'n tweeling te hê wat hulle eie ou plekkie oopskop en wat Susan se lewe basies mooi gemaak het. Vrou Estie wat in Duitsland sit, wil ek sê, weet jy wat, daar's min goed wat so swaar is om jou ma te groet by 'n begrafnis. Maar dit moet vir jou baie swaar wees om ver te wees en nie hier te kan wees nie. Ons is jammer vir jou, maar ons is lief vir jou, jy moet dit onthou. Almal van ons wat hier is, ken jou waarskynlik, of as ons jou nog nie ken nie, hopelik sal jy Suid-Afrika toe kom en sal ons jou leer ken. Ons staan by jou en ons hou jou vas vandag. Nou Ben, ons het dinge van jou leer ken in hierdie laaste week wat mooi is. Jy het opgestaan vir die familie en vir ons karakter gewys en voorgeloop in hierdie tyd. Jy moes oornag terugkom van die Kongo af, wat jy gedoen het. En kyk net al die dinge wat jy beplan het. Baie dankie daarvoor. Dit is vir ons 'n groot voorreg. Ek wil graag, terwyl ons nou hartseer is oor Susan wat oorlede is, net sê dat Benny en Izani, die tweekies wat hier so sit, hulle gaan binnekort trou. So daar's altyd goeie nuus, ten spyte van swaar nuus. En as ek sien wat Izani vir ons gedoen het tydens hierdie begrafnis, Benny, sy's 'n hou meisie. Dis die meisie hierdie. So ons is bly vir julle en ons is dankbaar vir alles wat julle vir ons gedoen het. Vir julle 2 wil ek net sê dankie vir dit wat julle vir Susan beteken het in haar lewe. Jy weet, as klein kindertjies sal julle waarskynlik dit nie verstaan nie. Ek meen, julle is maar net kinders en Susan hardloop op en af en werk dat die rook draai, soos wat sy altyd gedoen het. Maar sy het dit vir julle gedoen. Dis omdat julle vir haar betekenis gegee het in die lewe. En ek dink julle het ook vir haar kleinkinders gegee. Nou Estie 3 wonderlike, pragtige klein Duitsertjies daar in Duitsland, waarop Susan ongelooflik trots was. En Benny se wonderlike dogter. Dankie dat julle dit gedoen het. Dankie dat julle wonderlike ouers is vir julle kinders. Dieselfde as wat julle ma vir julle beteken het. Ek dink dit is die een ding wat vir Susan mooi was om te sien, is dat julle hierdie wonderlike Leroux trek kan vat en dit kan deel met 'n nuwe geslag wat op pad is. Ek kan eerlik sê dat ek nooit met Susan 'n gesprek gehad het waarin sy nie oor een van julle gepraat het nie. Sy het altyd met deernis en met trots van haar kinders en haar kleinkinders gepraat. Jy weet, ek praat
vandag oor julle as eregaste by hierdie begrafnis, omdat Riekie klaar gepraat het oor Susan se prestasies, haar akademiese prestasies, wat nie een van haar broers of susters haar kon namaak, en dat julle net weet, daai meisie kon swat, en is waar wat Riekie sê, sy was 'n ewige student, sy het net nooit opgehou nie. En ek moet sê, dit is iets wat ek ook in Estie sien, sy is ook 'n ewige student, sy is net aan mekaar besig met nuwe dinge wat sy leer en opleiding kry en so aan. En dieselfde met ou Ben. Ek dink dit is 'n nalatenskap van Susan wat mooi is en wat ewigheidswaarde het, dat julle dit kan verder dra en uitleef. So ek wil net vir julle sê dat die ongelooflike swaar kry wat Susan gehad het aan die einde van haar lewe, was die enigste manier wat ek dit kon beleef was om met Paul oor die foon te praat. En hy het net vir my gesê, dis te erg. Ek kan nie daarna kyk nie. So, pyn sal naderhand verander. Dit sal naderhand sagter word. En naderhand sal julle net vir Susan en haar dinge onthou. Deesdae vang ek myself baie, dat ek met my ma en pa praat. Jy weet, ek is nou oor die 70. Ek praat nog met my ma en pa. So daar's dinge wat ek met hulle wil deel. Maar alles hier. Dit sal dieselfde wees vir julle. Julle sal ook daai geleentheid kry om weer met Susan te praat. Baie. Dis hoe ek haar sal onthou. As 'n ma wat haar kinders lief gehad het. As 'n ouma wat trots was op haar kleinkinders. As 'n vrou van geloof. En as my sussie Susan, wat vir my koffie gemaak het, toe ek op ons kleintydse plaas op my pa se trekker gaan ploeg het in die nag. Dis wie ek sal onthou. Baie dankie. Goeiemiddag almal wat hier is. Ek het net 'n brief wat ek wil voorlees van een van my ma se vriendinne, Enna. Ja, hulle was baie goeie vriendinne in Pretoria, Noord, toe sy daar gebly het in Wonderboom. Sy skryf die volgende: Leroebloed het deur jou are gevloei. Maandag was 'n besige oggend in die hemele. Engele word die nuwe vlerke gereed kry en 'n nuwe rooi tapuit moes uitgerol word vir Susan. Sy het ook die wedloop van die lewe voltooi en die Olimpiese stadium van die hemel ingehardloop. Die vlam het nog hoog gebrand en die wedloop is voltooi. Susan, jy het die lint gebreek en ons hier agtergelaat met gebreekte harte. Jy het wel seker gemaak dat ons almal weet wat jou nuwe adres is, kort en kragtig. Post-resitant, die huis van ons hemelse Vader en die hemel tot in ewigheid. Dankie Susan vir wat jy vir ons was. Dankie dat jy ons aardse lewe gevul het met liefde, geloof, integriteit, sagtheid, oneindige geduld.
kennis en 'n ongeëwenaarde sin vir humor in die lewe. Ons gaan jou altyd mis en jy gaan altyd in ons skatkis van uitnemendheid en vriendskap wees. Dankie dat jy deur jou wens wees seker gemaak het. Susan het my die opdrag gegee om met haar begrafnis seker te maak dat haar familie en vriende weet hoe lief sy hulle het. Namens Susan bedank ek die mense wat haar lewe verryk het. Dieleroes, my broer Nico wat my geïnspireer het om my vlerke te sprei en oor see te gaan klas gee. Sy dogter Marike wat 'n fantastiese wonderlike model was. Bram en Wilhelmine met die evangelie wat hulle in Botswana verkondig het. Paul en Femi met hulle 2 seuns wat ook een of ander helikopterpilot werk doen. Paul was haar raadgewer en go-to number 1. My stiefdogter Christina, dat sy altyd daar was as vriendin. Isani en haar pragtige dogter vir julle liefde, omgee en aanraking. En dan my groot taak, vertel ek net vir Es en Ben, ek was ewe lief vir julle albei, want jy weet, hulle weet dit nie. Es, jy was vir jou ma se doeksleerling, die beste in Noordwes, die beste in alles wat sy aanpak. Jou ma was so trots op jou. Dankie dat jy haar Duitsland toe geneem het om Mieke en jou familie beter te kon ken in die verre Duitsland. Mieke en Matthew was altyd in haar gebede. Sy was so trots op jou oudste dogter, dit sal Nicole wees, wat net so goed soos Es akademies doen. Ou Ben, jy was haar steunpilaar, haar hardwerkendheid het op jou afgevryf, jy was jou ma se stoute seunskind en jy was vir haar die kant. Dankie dat jy en jou ma in Kuruman gaan haal het en beskerm het teen die aanslag van die lewe. Trou met Isani, jou ma was so opgewonde oor die komende troue. Wees goed vir mekaar en laat julle liefde alle storms in die lewe trotseer. Laastens, kyk, ouma se hart is so bly dat Jesus gevind het, dat Kylie Jesus gevind het. Sy het jou net die beste in die lewe toegebid. Susan, tot wederziens, ons gaan jou mis. By jou het ek geleer wat onwrikbare geloof beteken. Jy was die vriendin, Victrix se doring in die wedloop van die lewe. Israeliet sonder bedrog. Ons sal jou altyd onthou. Met liefde, jou buurvrou, stapmaatjie en lagvriendin Enna. En dan wil ek net die brief lees wat ek vir my ma geskryf het. Liewe ma, vandag is ons as vriende en familie hier saam om ma se lewe te herdenk. As die wonderlike saggeaarde mens wie ma op die aarde was, vir amper 47 jaar, was dit vir my 'n groot voorreg om jou seun te kon wees. Ma was nie net 'n voorbeeld vir my nie, maar vir elke mens wat ma aangeraak het. Dankie dat ma vir my 'n voorbeeld was as die beste ouer op die aardbol en mens. Ma was die hardwerkendste persoon wat ek in my lewe ontmoet het, en die 10.000 kinders wie ma se lewens verander het by Hoër Volksskool en Edu Excellence, ma se eie skool, het 'n rakende verandering in al die kinders se lewens gehad. Dankie dat ma vir ek en Estie groot gemaak het en dit as enkel ouer alleen. Dit kon glad nie maklik gewees het nie, maar nogtans kon ek vir geen beter ouer op die aardbol gevra het nie. Ek gaan ma se daaglikse boodskappe mis. Ek en ma het mekaar elke dag ge-WhatsApp en dit gaan ek die meeste mis.
Ma se vriendelikheid en sagmoedigheid was 'n voorbeeld vir ons almal. Ek gaan ma so ongelooflik baie mis. Dankie dat ma altyd daar vir Kylie, Azalia en Izani was en om my altyd te ondersteun. Vandag vier ons die wonderlike mens wat ma was en altyd sal wees in ons harte. Ek was so ongelooflik lief vir ma en ek gaan ons kuiertjies mis. Ma en ouma Hetty was twee sulke groot voorbeelde van hoe 'n mens in geloof jou lewe moet lei. Ma is nou in die hemel by ma se regte Vader en nou kan ma rus sonder enige pyn. Geen woorde kan beskryf hoe baie ek en ons hele familie ma gaan mis nie. Ek weet ma gaan nie fisies by ek en Izani se troue wees nie, maar ma kan met rus weet ma gaan by ons troue wees en elke liewe mens wat daar kan wees se hart. Ma laat 'n groot leemte en ons almal se lewens en harte. Die wonderlike sagmoedige mens wie ma was en altyd sal wees. Dankie dat ma my ma en Estie se ma was. Ek is so lief vir ma. Ek probeer nou 'n prentjie in my kop met julle deel. Ek kan dalk in my redeneer, dit staan nie so in die Bybel nie, maar dit is maar 'n prentjie om vir myself te verduidelik. Ek sien die man sit op so 'n stoep, so groot stoep. Die stoep gaan so reg, julle ken die ou plaashuise waar die stoep reg rondom die huis gaan, maar hy sit op die voorstoep. En sy vrou het tee gebring en hy sit in 'n vergadering met sy ouditeur. En die ouditeur sê, die ou se naam is Job. Job, dit was 'n goeie jaar gewees. Jy sien, na 7000, so 'n week terug, onlangs 5 dae terug, het Elon Musk SpaceX gelaunch op die markte gesit en massive baie geld gemaak. Hierdie ou, Job, is Elon Musk van daai tyd. 7000 kleinvee. 3000 kamele. Ek wil dis kameel en daai was nie net 'n dier nie, dit was 'n trok, was 'n vervoermiddel. So hy was skatryk. Daar benewens hy nog 5000 osse gehad en nog 5000 donkies en nog slawe. So meneer ouditeur sê, dit gaan goed. Ons is okay. En hulle het 'n bietjie gedrink in hulle tee en toe kom jy boodskapper aan en sê, ek het slegte nuus. Daai 7000 kleinvee, almal gevrek. Sorry. En ek sien die ouditeur maak die inventaris oop en trek 'n kwart van die bates dood. En hy's nog nie klaar weg nie. Hier kom die volgende ou en sê, sorry, daai kamele, al 3 is dood. En toe die osse, toe die donkies. Waar hy 'n halfuur terug die rykste ou op aarde was, is hy nou bankrot. Al sy baat is gone. Is interessant, tot op daai stadium hoor ons niks van Job nie. Ons hoor nie hy murmureer of kla of iets nie. Maar toe die volgende event plaasvind, toe vloor dit hom. Toe hulle vir hom sê, meneer Job, daar was gisteraand 'n partytjie gewees, jou kinders was daar gewees, jou 7 seuns en die 3 dogters, en die mure het in mekaar geval en sorry, ons moet 10 begrafnisse hou. En op daai moment skeur hy sy klere, gaan sit hy in die dumps, die vullishope, sny homself stukkend met potskerwe, want sy lewe het op daai moment uit mekaar geval, of in mekaar geplof, en wat jy dit al noem. Daai moment is hy alles is skielik gone. Waar hy alles gehad het, was hy nou gone. Net so terloops, ek dink nogal Job sou 'n goeie NG lidmaat gewees het. Julle is nou in die NG kerk, so dat ek net as vir my vertel, want dit is nogal so ryk ou help nogal finansies in die gemeente net so 'n bietjie te boost. Hy kon die kermis gesponsor het
En hy kon al die bestanddele gekoop het dat die ouens maar die pannekoeke en die koeksters kon bak, want hy was skatryk. En dan is daar 'n ander ding wat daar staan, hy was op daai stadium ook die vroomste mens op die aarde. Onthou julle lank terug, ek weet nie wie van julle is in die NG Kerk nie, maar die kerklas het ons so amper sê ek uitgepeel hier so op 'n stadium uit die konsistorie uit. Hy sou die leier ouderling gewees het. Hy sou die ou met die swart manel en die beffie gewees het, wat as die dominee nie daar was nie, sou hy gepreek het, of 'n leespreek gehad het. Hy was daar's niks fout met hierdie ou nie, en skielik verloor hy alles. Interessant wat daarna gebeur. Kan ek net gou so myself weer in die rede val? Ons lees van Job 1 af, en ons verstaan nie regtig, ons verstaan wat gebeur het met Job. Ons weet van die gesprek tussen God en die duiwel daarbo. Ons verstaan dit, ons ken daai storie, maar Job het dit nie geweet nie. Job het nie daai backstory gehad nie. Al wat hy sien is, alles is gone. So hier buitekant, terwyl hy sit op die dams en homself stukkend sny, moan en groan hy en krie. Ons is baie churchy met hierdie goeters, maar die taal wat hy gebruik, dis krie, dit is so byna godslasterlik. En hy moan en hy groan, en hy het gelukkig 4 pelle. Eerste 3 pelle kom in en sê maar, Job, ons vermoed, jy het bietjie droog gemaak in jou lewe, en daarom is dit 'n soort van 'n straf van die Here hierdie. En Job sê maar ek het niks fout gemaak nie, en hulle gebruik vir hoeveel hoofstukke 'n analise om te kyk, hoekom het hierdie ding nou gebeur? Tipies akademikus sou hulle gesê het, kom ons maak 'n analise, wat het jy hier fout gemaak, waar is jou sterkpunte, waar is jou slegte punte, waar is die geleenthede, en het hulle probeer ontdek, en Job sê, sorry ouens, ek is onskuldig, ek het niks gedoen nie. Mevrou Job, kom ook in. En sy sê, ek hoop nie daar sulke vrouens hier vandag nie, maar sy is baie kras. Sy sê vir Job, bou 'n brug en kom hier oor, in moderne taal. Kom ons gaan met ons lewe. Ons het nie regtig veel van 'n lewe meer oor nie, maar kom aan, jy moet hier oorkom en jy moet aangaan daarmee. En Job sê daai ongelooflike woorde, wat ons weer moet gaan oordink. Dis crucial woorde. Die Here het gegee, die Here het geneem, en die ou vertaling het gesê, geloof sy die naam van die Here. Kan ek net gou so 'n oombliekie daar stop? Dis crucial daai, hè? Die Here het gegee, en dis die lekker deel. By geboorte kom sê die Here, hierso is vir jou 'n kind, en jy is opgewonde daaroor, en jy koester hom, en jy rus hom toe, en jy betaal vir sy studies, en jy doen al hierdie goedes vir hom. Die Here het gegee. Die moeiliker ene is, die Here het geneem. Daar's moments wat ons moet afskeid neem van mekaar. En dis seer. Dis vandag. Die derde een is die moeilikste. Hoe sing 'n mens daaroor? Geloof sy die naam beteken, kom ons sing daaroor. Kom ons maak 'n song hieroor. Kom ons klap hande hieroor. Kom ons celebrate dit. Dis die moeilike deel. Maar goed, mevrou Job is uit. Nie baie gehelp nie. Gelukkig is daar 'n 4de pel. Die kom ook in Ehud, en hy kom probeer ook antwoorde gee, en hulle kry nie by die antwoorde uitgekom nie, en Job sê, ek het niks fout gemaak nie, en hy bal sy vuiste na die hemel, en sê, maar, hoekom Here, wat gebeur het? En dis 'n vraag wat ons in Job het, en dis 'n vraag wat ons vandag nog vra. Interessant van Job, ons ken nou Job wat hier net voor Psalms is, nee? Hy is die boekie wat daar, die 42 hoofstukke is daar, maar as jy hom nou die Bybel nou kronologies sou uitstel, dan sou jy daai boekie daar moes uithaal en moes skuif na Genesis 12 toe. Job was 'n tydgenoot van Abraham. So hierdie probleem van why do bad things happen to good people? Hoekom is daar seer in die lewe? Is so oud soos Abraham. Waarskynlik soos Adam en Eva. Maar hierdie is nie net 'n probleem wat hier voor Psalms ontwikkel het nie, maar is al lank saam met ons. Want ons vra daai vraag, hoekom gebeur hierdie slegte goeders? Hoekom gaan mense dood?
Ek verstaan die fisiologie daarvan agter. Ek verstaan ons liggame word afgebreek in 'n hoë impak motorongeluk, kan jou organe dit nie hou nie. Ek verstaan as kanker selle te veel raak. Ek verstaan die fisiologie, maar die seer is net so seer. Om afskeid te neem van iemand wat so deel was van ons lewe, dis seer. Dit laat 'n mens gaan voel soos ek gaan sit op 'n vullishoop en ek krap myself en ek kry nie antwoorde nie. En dan uiteindelik maak God sy opwagting. Hoofstuk 1 en 2 is daai voorskou. Van hoofstuk 3 af is Job by die vullishope tot by hoofstuk 35, 36, 37. Meer as 30 hoofstukke is God in eerste plek, ek is nou bang om die woord te sê, afwesig, voel hy by 'n afstand, voel hy distant, en as hy dan, wat hy niks sê nie, en as hy dan begin praat, dan verwag ek as dominee wat nou heel wat later as hulle geleef het, dat God gaan kwaad wees. Dat God vir hom gaan sê, maar, hey, hoekom vertrou jy my nie net nie? Ek het mos vir jou gesê, ek sê jou God wees. Ek het jou gebless met daai 7000 kleinvee en die 3000 kamele en al die goedes. Jy kan relax, ek sal by jou wees. En skielik toe alles verloor, het God nie gesê, hoor jy op jou sit nie vir 30 hoofstukke in moan and groan. Come on, cheer up. Ons sê dit vir mekaar. Ons sê vandag vir mekaar so. As pyn en lyding deel van ons wil, dan sê ons, die Here het sy mooiste blommetjie kom pluk. Ouens, ek weet ons sê dit vir mekaar, maar ek dink nie ons verstaan reg wat ons sê nie. Ek dink in elk geval nie dit help enige iemand van ons nie. As jy dit sê, dan moet jy ook daarmee saam wonder, as jy nou aan die ander kant kyk, hoekom bly jy agter? Hoekom is die mooiste blommetjie gepluk en jy is ou kaktus en jy gaan hier agter bly? Jy gaan nie saam nie. Ons sê dit vir mekaar, maar ons is moeilike goeters hierdie ouens. Ons sê dit in kerktaal anderster. Ons sê dit was die wil van die Here. Wat reg is die regte antwoord. Maar dit troos nie. Dit help nie die ou wat daar buitekant op die vullishoop sit en sê, maar why do bad things happen to good people? Ek het regtig waar niks fout gemaak en hoekom straf die Here my? En dis baie goeie gelowige mense se vraag, hoekom straf die Here? Dis nie wat daar gebeur het nie. Interessant, toe die Here nou optree, begin homself bekendstel aan Job, toe sê hy vir Job nie, hey, wat is nonsens is hierdie nie? Hy vat hom by die hand, en dit is een van die mooiste goed wat gebeur. Jy moet tog hoofstuk 37, 38 gaan lees van Job. Dit is incredible. Die Here vat hom so by die hand en sê vir hom, kom ons gaan wildtuin toe. Kom ons gaan dieretuin toe. Kom ek vat jy natuur toe. Job, waar was jy gewees toe ek die reën gemaak het? Was jy albei gewees? Job, waar was jy toe ek die krokodil gemaak het? Waar was jy toe ek die hippo gemaak het? Sal jy vir hom 'n teel aansit en vir jou dogtertjie gee as 'n speelding? En so op 'n speelse manier vat God vir Job deur 'n Discovery Channel en sê vir hom, hey my ou, ek is nog steeds God. En dan maak Job 'n opmerking so aan die einde van hier naby hoofstuk 39 aan die einde, waar hy sê, ek sal nou maar stil bly. Ek was dom. U is God. Ja, incredible story. Maar hy stop nie daar nie. Deur sy pyn en sy lyding, wat ons nie verstaan nie, ons verstaan nie wat sy dialoog wat daarbo plaasgevind het nie, maar deur sy worsteling en stryd, het hy nie verder van God afgedryf nie, maar hy by God. Julle het die teks gekies en ek wil dit vir julle lees, want dit is presies wat daar staan. Jesaja 41, Jesaja 40, waar die Here sê, hy gee vermoeides, hierdie ouens wat flinters is, krag. Hy versterk die ouens wat nie meer kan nie. Selfs jong manne word moeg en raak afgemat, selfs manne in hulle vleuer struikel en val, maar die wat op die Here vertrou, kry nuwe krag. Hulle vlieg met arendsvlerke, hulle hardloop en word nie moeg nie, hulle loop en word nie afgemat nie. Maar daar's moments soos in hierdie put van seer en eina en ongemak sit,
En ons weet nie hoe kom ons uit nie. Vandag is dit omdat Susan nie hier by ons is nie. Maar ons is mos nou gelaagde mense, nie layered people. As jy so dwars deursnit maak, dan is dit nou hierdie pyn, maar jy weet self, daar's 'n ander bekommernis by jou werk. En die petrolprys kom nou mooi af, so dit kan nie meer wees nie. En so is die law so een vir een. En dan moet jy dalk maar weer 'n keer hierdie gaan lees waar jy sê, maar Here, ek worstel met hierdie goeters. Hoekom kry ons so swaar? En die Here kom sê, kom saam met my toe. En as hy jou klaar gewys het, dan sê hy vir jou, ek is God. Ek is, so 'n mooi teologiese term wat ons nie heeltemal begryp nie, soewerein. Ek kan doen wat ek wil. Dis wat die betekenis daarvan is. Ek is God en ek kan doen wat ek wil. En dan is daar 'n slot aan hierdie storie, wat ons weer moet hoor. Die slot gaan so. Job het, lyk my, weer 'n klompie nuwe ouditeur aangestel. Die ander ouditeur wil nie meer vir hom gewerk nie, hy was bankrot. So, hy 'n nuwe ouditeur aangestel, en skielik word daai 7000 kleinvee 14000. Dit word gedubbel. Die 3000 kamele word 6000 kamele. Dit word gedubbel. Die 500 osse word 1000. En die 500 donkies word ook 1000. Alles word gedubbel. En hy kry weer 10 kinders. 7 seuns en 3 dogters. Het jy dit gesnap? Het jy verstaan wat gebeurde? Sy goeders word gedubbel, sy kinders word net replace. Hy kry net 20 kinders. Ja. Want hierdie boekie wat hierso in die middel van die Bybel staan, wat eintlik aan die begin van die Bybel moet staan, het al ietsie van die hemel in gedagte. Van jou 10 kinders wat jy verloor het, is nie gone nie. Hulle is in die hemel wagtend vir jou, en jy gaan jou ander 10 kinders ook saamneem, en dan is dit 20. Dit word gedubbel. Al lyk dit nie so nie. Ouens, in die volgende dinge sê ek as gelowige vir medegelowiges. Die wonderlikste boodskap, ek hou nie van begrafnisse hou nie, ek hou nie van hierdie ding nie, want dis rou emosie waarmee mense werk, dis ongemak, dis vra, dis al hierdie deurmekaar goeters, maar die lekkerste deel van hierdie slegste deel is, die lewe is nie klaar as ons doodgaan nie. Dis trouens die oorgang na die ewige lewe. En jy kan dit net verstaan as jy gelowig is. As jy ongelowig is, gaan jy dit nie verstaan nie, en ek respekteer jou daarvoor. Maar vir my as gelowige maak dit sin. Dit maak deel, hierdie 50, 70, 90 jaar van my maak dit dan sinvol. Al is daar deur hierdie potholes en slaggate en al hierdie goed waardeur ek gaan, kan ek weet daar's iets in die vooruitsig. Daar's iemand in die vooruitsig wat amazing wow is. En eintlik behoort ons so 'n bietjie jaloers te wees op Susan. Wat so 'n bietjie vroeër as ons al daai celebration kan hê. Daai totale gefokusheid op Jesus en wie hy is. En sy het ons vooruit gegaan. En ons sukkel daarmee. Ons sukkel om dit hier te verwerk. Ons sukkel met goeie soos huil. Ek is nie 'n Bloubil ondersteuner nie. Ek weet nie of daar iemand is wat Bloubil is nie. Maar naas Botha is daar Bloubil hierso. Okay, wil julle my huis toe gaan so lank? Ek sal Vrydag aan vir julle skree net omdat daar niemand anders is vir te skree nie. Maar naas Botha het gesê Cowboys don't cry. Dit was nadat hy Amerika toe was om daai ruk Amerikaanse voetbal te speel. En toe kom hy terug gesê maar Cowboys don't cry. Ouens, dis die grootste klomp nonsens onder die son. Ons mag maar huil. Ek weet nie hoekom het ons geleer jy's 'n sussie as jy huil nie. Ons mans moet ook kan huil. En ons kan ook huil. Ons het net nodig om van ons macho-ness ontslae te raak en net ons te breek en te sê maar daar kom tye wat ek huil. En dis okay. Nathaniel, ek dink nie hy het ooit 'n rugbybal vasgehou nie, maar hy het gesê ons mans moet in touch kom met ons feminine side. En ek dink hy spot on. Daar's 'n interessante ding, ek het toe ons daai COVID Delta variant gehad het, daar het ons in die gemeente 'n groot klomp mense
aan die dood afgestaan. Ek dink ons het 50 begrafnisse in die 2 maande, daai 60 dae gedoen. Dit was horrible geweest en om myself 'n bietjie op te skerp en myself 'n bietjie weer gemaklik te maak, as 'n mens gemaklik kan raak met die rou en die afsterwe, het ek 'n artikel gelees, 'n mediese artikel wat iemand geskryf het en gesê, daar is sekere toksiese stowwe in jou liggaam wat jy net ontslaaf van kan raak deur jou traankliere. Dis nie deur jou urineestelsel of deur jou sweetstelsel nie, dit gebeur deur jou traankliere. Dis heilsaam om te huil. Dis nie 'n mooi gesig nie, ek weet dit, maar ek dink dit is nodig om net te sê, maar daar's sekere tye wat ons net kan huil en dit is oukei. 'n Ander soort van emosie wat ons kan hê is 'n emosie van, kom ons noem dit depressie, maar dit is nie heeltemal depressie in die kliniese sin van die woord, dat jy by 'n psigiater of selfs 'n sielkundige moet uitkom nie, maar net daai gevoel van, ek sien nie kans vir die lewe nie, ek het so 'n lae vlak van depressie, nê. Dis nie dat jy nou antidepressante moet kry, of een of ander middel moet kry om jou op te kikker nie, dit is net so gevoel van, is nie lekker om nou hier te wees nie. En ons mag ook daai moments hê. Dis die moments ons mekaar blommetjies aandra en sê, come on, môre is nog 'n dag, môre begin is al nee, ek dink dit is wat ons moet doen, ons moet net sommer rustig sê, maar is oukei om net down te wees. Kan maar partykeer so 'n bietjie sulk, inbel en sê, hoor, ek kom nie vandag werk toe nie. Ek het sommer net 'n bietjie tyd vir myself nodig. Dis nodig om sulke tye te hê. Daar's 'n ander emosie wat ons kwaad noem, wat ons anger noem, wat ons sê, maar ek is kwaad vir omstandighede, en ek is kwaad vir die dokters, en ek is kwaad vir God, en dan spring die dominee op en sê, okay, net dit nie. Net nie vir God kwaad wees nie. Ouens, ek hoop nie jy het daar vasgehaak het, dat jy ook nie vir God ooit kwaad word nie. Ons mag vir God kwaad word. Trouwens, as jy Job gaan lees, is dit meerendeels wat hy is. Nou, hy is kwaad. Jy kan sommer hoor, is 'n angry rich man, or not so rich anymore man. Dis wie hy is. Psalm 150 psalms. Dis amazing. 74 van hulle noem ons vandag klaagpsalms. Moan and groan psalms. Songs, want dis mos liedere. Dis liedere wat ons sing met 'n traan in die oog. Psalm 23 is een van die wonderlikstes, nê. Dawid wat so, het voel vir my, hy staan so op 'n rots en sê, die Here is my herder, ek kom niks kort nie. 'n Blaai een bladsy terug. Psalm 22. Selfe ou, Dawid. Sy song begin so. My God, waarom het U my verlaat en is U ver van my af? Toe Jesus aan die kruis hang, hoekom sou hy nie Psalm 23 aangehaal het en gesê, die Here is my herder? Nee, hy haal toe Psalm 22 aan, Eli, Eli, lama sabachthani. My God, waarom het U my verlaat? As hy wil sê, maar hy dan gesê, selfs jong manne sukkel. Selfs manne in die vleur van hulle lewe sukkel met dit. Hoekom sal ek, daar's moments wat ons kan moan en groan en ons vuiste bal en op God se bors tamboer en sê, why? Daar's sulke moments wat ons kan hê. Ek het 3 kinders, en al 3 van hulle het deur 'n tienerfase gegaan, soos alle kinders dit doen. En dis mos nou maar 'n horror tyd vir 'n ouer en kinders, dink ek. En ons het hier in die pastorie gebly vir 20 jaar met 'n houtvloere en die gang was so lank gang. En as die tieners nou kwaad word, hulle word mos swaarder as hulle kwaad word. Nee, hulle loop in die gang af nie. Jy kan hoor hulle is die vieste in vir jou. En dan slat hulle die deure daaronder. En as hulle so kwaad is vir my oor watter rede nou ook al, het ek nooit studeerkamer wat heel voor was gegaan en hulle ID-boekies of hulle geboortesertifikate verbrand nie. Hulle het my kinders gebly, hulle is hulle kwaad vir my. God is nie okay daarmee dat ons soms ook vir hom sê, Here, wat gaan nie aan nie? Dis deel van die verhouding met God. Dis hoe ons eintlik behoort te wees. En dis die laaste prentjie wat ek vir julle wil agterlaat. Ek dink dit wat in Psalm 40, in Jesaja 40 staan, wat Susan se gunsteling teks was iets van 'n gevoel van waar God net nooi en sê, maar kom net hierso, ek sal vir jou krag gee. Kom sit op my skoot. Hier kan jy huil en hier kan jy down wees en hier kan jy kwaad wees. Maar die adres is God se skoot. En ek nooi jou uit om hierdie roete te loop.
ek is nou al lank genoeg in die bediening, 30 jaar, plus, om agter te kom, daar's ander roetes wat mense ook kan loop. Daar's ander maniere wat jy ook van rou mee kan handle of kan probeer deel. Dit werk vir 'n kort rukkie. Jy kan jouself paralaties drink, suip. Dit help jou vir nou, maar môreoggend word jy wakker met 'n hengse hoofpyn, 'n skuldgevoel en moet jy oormôre aand dubbel die hoeveelheid drink om dieselfde effek te hê. So werk dit met slaappille. So werk dit met 'n hele rits ander goeters. En die enigste manier hoe dit regtig waar werk, is om op God se skoot te klim en te sê, ek sukkel hiermee, Here. Ek wil soos Job met U stry en worstel. En dan is daar 'n ander uiteinde in die vooruitsig. As God sê, ek kan hierdie aardse goedes vir jou dubbel, man, dis maklik. Maar ek kan selfs die wesenlike, intenste goedes, die naaste aan jou, soos jou kinders, ook dubbel. En eintlik is die boek Job nie 'n boek oor pyn nie, maar 'n boek oor getrouheid. Job sê, selfs daar buitekant op die vullishope, waar ek seer het, waar selfs my eie vrou my nie kan comfort nie, selfs daar, gaan ek nie vir God los nie. En God sê, ek gaan jou ook nie los nie. Ek gaan jou dieretuin toe vat. Ek gaan jou wys, ek is God. Mag julle regtig waar weet, dat God altyd daar is. Ek wil afsluit met 'n laaste dingetjie, 'n laaste storieetjie. Maar mag dit so wees dat julle sal besef, God is by jou en hy dra jou. So 20 jaar terug, kom maar 'n liedjie wat in Engels, uit Engels vertaal is in Afrikaans, wat ek dink crucial is. Die liedjie ontstaan in die Afro-American omgewing, van die 50er en 60er jare van die vorige eeu. En as jy nou dit is nie die Bible Belt van Amerika, hierdie suidelike klomp state. En as jy instap, dan is dit nog hierdie segregasie wat daar plaasgevind het. So die swart die swart gemeente het 'n spierwit kerkie gehad op so groot groen veld. Dis gewoonlik hoe die movies dit uitstip. So jy kom so nader en dan kom jy by hierdie kerkie en jy hoor hulle sing, en as jy so inkom, dan staan daar voor 'n pastor. Hy het gewoonlik 'n wit pak klere aangehad met 'n blou sakdoekie wat hy uitsteek en so 'n ander sakdoek wat hy so opgevrommel het, en hy amper sê ek het gepreek uit die spoegspat, maar hy was besig geweest en hy was hier groot oom, maar hy was die pastor geweest. En agter hom het 'n klomp tannies gestaan, mamas. En sy vrou was die koor dirigent geweest. En hierdie mamas was die koor geweest. En dan hoor jy hierdie Afro-American song wat so deurloop, He's got the whole world in his hands. Onthou jy daai song? Jan de Wet hom vir ons Afrikaans gemaak, hy hou die hele wêreld in sy hand, en oupas en oumas en kleinste grootste dinosaurus en kleinste fynste babatjie. En ons het vir ons kinders geleer. En te vergeet ons dit. Ons het dit vir hulle geleer. En iewers het ons vergeet dat God sê, hey, ek hou alles in my hand. Ek sal jou ook in my hand hou. Maar die wat op die Here vertrou, kry nuwe krag. Here, ons gaan op U vertrou. Met alles wat ons het. Ons gaan hartseer wees. O ja, Here, ons gaan huil. Ons gaan down wees. Ons gaan baie keer kwaad wees. Vra. Intense vra. Maar ons gaan ook ons hand in U hand hou en sê, ons is nie sterk genoeg om dit op ons eie te hanteer nie. Help ons asseblief. En dan kyk jy af na ons toe en sê, jy wat op die Here vertrou, kry nuwe krag. Kan soos 'n arend daarbo sweef, want U is by ons. Ons hou met alles aan U vas. Amen.
Mag die Here se genade en sy liefde dan saam met ons gaan. Mag ons deur ons pyne en ons seer en ons einas ook by amen kan uitkom. Mag ons in hierdie pad tussen eina en amen, mag ons ook weet dat God by ons is en mag ons getrou bly aan hom. Mag God se liefde en genade by ons elkeen wees en bly. Amen. Ek gaan hierdie laaste lied weer 'n keer speel en dan is jy welkom om sommer uit vorentoe te kom en van die blomme in die ryker te plaas. Dan kan jy rustig uitbeweeg as jy klaar is en dan kry ons mekaar weer daar buitekant.
Hallo, ek wil net gou my suster se brief lees asseblief. Net gaan my oom kry. Ek wil net my sussie se brief lees by mense. Ja, sorry, maar ja, ek sal. Okay. Dis reg. My sussie wil net hê ons moet haar brief ook lees. Dankie. Sy sê, liewe familie en vriende, baie dankie vir julle deelname en ondersteuning in die moeilike tyd. Dit is nooit maklik om afskeid te neem nie. Ek onthou my ma graag as 'n baie mooi, intelligente, flikse, talentvolle, sagte, loyale en statige dame. Baie mense in haar omgewing het haar veral bewonder en onthou vir haar mooi maniere en respekvolle geaardheid en die wyse hoe sy altyd ander mense as waardevol en met respek behandel. My ma se lewe was 'n invloed en gekenmerk deur haar Christelike waardes en norme. Net soos haar ma, ouma Hetty, het sy nagte lank vir haar familie gebid. Volgens my waarneming het my ma baie moeilike en hartseer lewe gehad. Dit was soms vir my baie moeilik en swaar om dit te verwerk. Nogtans was my ma 'n baie positiewe mens wat nooit moed opgegee het nie. Sy was 'n wonderlike voorbeeld. As die oudste kind van Eben en Hetty Leroux het sy nie net die verantwoordelikheid vir haar eie 2 kinders pligsgetrou waargeneem nie, maar ook haar moeder en haar 3 broers en hulle gesinne baie liefdevol ondersteun en gehelp. Haar arms was altyd oop. Teenoor haar familie was sy tot haar dood toe lojaal en getrou. Dit is vir my 'n ongelooflike mooi eienskap van my ma gewees en dit is vir die familie Leroux 'n geweldige groot en lewenslange nalatenskap. My ma was baie gewild by baie mense, maar sy was nogtans baie eensaam en alleen. Ek wil graag van die geleentheid gebruik maak om my broer Benny, sy naam en was nog altyd Benny, te bedank vir sy geduld, begrip en baie mooi vriendskap wat hy met ons ma gehad het. Hy het altyd tyd gehad om baie begripvol na haar te luister. My ma was baie besonder trots en dankbaar om 'n skoondogter soos Isani in ons familie aan te kon neem en te kon verwelkom. My liewe oom Nico en tannie Corine, ek het vreeslik baie herinneringe van my kinderjare waar julle my ma as enkelouer vreeslik liefdevol ondersteun en gehelp het. Ek dink nie julle besef hoe dit ons gered het nie. Baie dankie, ek sal dit werklik nooit vergeet nie. Ook hier het ouma Hetty 'n groot rol gespeel om ons groot te maak en op te voed. En ouma Hetty was ook my ma, nes my ma, julle ma was. En so het 2 merkwaardige vrouens my lewe gevorm en uit my 'n rots gemaak wat storms tot in Duitsland en terug kon oorwin en bemeester. Dankie aan die sterk Leroux vrouens. My 3 kinders, Nicole, Matthew en Mika Sophie, was baie bly om hulle ouma te leer ken en sal haar nooit vergeet nie. Ek wil graag ook vir tannie Wilhelmine en haar kinders en vir Paul, Femi en hulle kinders baie dankie sê vir julle ondersteuning aan my ma. My ma was vreeslik trots op haar hele familie en tot die dood toe aan julle almal getrou, Estie.